I
Ek het jou gevra of daar enige besoekers is, kan jy dit gevoel by die saal sien? Al ons besoekers. Dit lyk my net na huiskinders vanoggend. Kom ons net verwelkom minister Marlene en dan verwelkom ons net die persone die naaste aan u is. So jy moet ook glad nie rond beweeg nie, die persone die naaste aan u. Baie dankie.
Zelfs die dominees gewoon samen houden. Ik wil dan namens Dominique Kerk voor ons allemaal net zeggen, baie welkom. En hij is van de Heer, en ik wil dat de Heer op een sociaal begin een zin. Zo geniet vanochtend zijn eredienst. Ik ga niet voor die afkondiging, zoals de Heer Ware Kerkraad goedgekeerd. Vanochtend is wordt eigenlijk een nachtmaal bediend. Onze tucht en prediker Dominee R.S. Jankies. Activiteiten voor die week is als volgt. Maandag aan om 6 uur kom die brigade begin. Nou aan alle kadetten officieren, de volgende is baie belangrijk voor u. Jullie morgen aan een Valentijnsprogram aan. U wordt verzoek om rooi en wit aan te trekken. Elke kadet en officier. En dan moeten we allemaal met een R5 alsjeblieft samenbrengen. Dan een baie belangrijke afkondiging, die officieren van hoe dat die kerkraadscommissie bestaande uit die leraar, die scriba en die samenroeper van gemeentebediening morgen aan om 7 uur voor een dringende, maar ook een baie belangrijke gesprek voeren. So alle officieren moeten in woord wees. Dinsdagavond om 7 namiddag op die koor begin en die koor is dringend op zoek naar mansstemmen, maar ook damesstemmen. Zoals de Here vanoggend met u praat, is u welkom om dinsdagavond met die koor aan te sluit. Woensdagoggend gemeente bid om 10 voormiddag. En die was neem met kennis van al die lidmate by wie die wiksbidere sou wees. Die wiksbidere word dan ook afgestel en word gevang deur 'n gemeentebidere om 7 uur. So Dominee die kerk het vra dan vir al daardie lidmate by wie sy die bidere sou wees. Ons vra verskoning as ons enige ongeluk veroorsaak. Donderdag om 6 na middag kom die CAB bijeen en nuwe lede is ook meer as welkom om by die CAB aan te sluit. Vrydag om 6 na middag die CYM en die lof en aanbidding. Die kerkraad bedank dan met 4 sy kerkraad en lidmate vir die heerlike verversing wat ons tydens Vrydag sy kerkraadsvergadering geniet het. Dan doen ons die volgende besluite inligting vir ons graag weer na aanleiding van Vrydag sy vergadering. Nou u sal sien dat oplet dat die kerkraad het reeds 'n gemeente teaser laat maak. En ons groot droom is dat elke lidmaat van ons gemeente so 'n teaser moet bekom. En daarom het die kerkraad dit opgemaak bestellings. Dit gaan slegs R300 per teaser kos. U word egter versoek om wat wil die kerk vanoggend? R300 die teaser. U moet ongelukkig 50% deposito doen, moet u betaal. En ongelukkig moet ons vanaf 10 en meer hempies kan ons bestel, nie minder as 10 nie. En die kontakpersoon is ons agbare kassier, Boalo Jacobs. So dit is so belangstel as jy welkom op die afloop van die erediens, kan u bestelling by hom plaas. Dan vir die kennis dierbares, vanaf 1 Maart sal die tweede kollekte weer tydens die erediens opgeneem word en nie meer by die derde. Dan registrasie vir die eerste en tweede jaars het gesluit hierbaar, so ons kan geen meer eerste en tweede jaars toelaat. Die voorstelling en die opneem van nuwe lidmate wat dan van ander gemeentes sal oorkom, sal plaasvind op 12 April hier in die kerk. Die vrouwelidmate word dan ook uitgenooi om by die vrouwediens van ons gemeente aan te sluit. Nou die vrouwediens is vir oud en jong dierbaars. Soos doe die jong mense altyd op te goed aansluit. Vir meer inligting kan u by die vrouwediens inskakel. En wil die vrouwediens vir almal baie dankie sê wat gister se Valentynsete ondersteun het. Dat die van u wat nie daar was nie, het baie gemis. Die kerk kan dan egter die vrouwediens bestuur en lede bedank vir 'n baie goeie georganiseerde en 'n baie lekker aand. En dan geliefdes op besonders wil ek vir u sê, u hoef nie meer ver te gaan soek vir 'n MC nie. Ons het iemand in ons gemeente. Ek gaan nie die persoon bekend maak nie. Dan die gemeente sal voorbidding word gevra vir die vrouekonferensie wat in Goudini Spa sal plaasvind vanaf 19 tot 21 Februarie. En ons gemeente sal verteenwoordig word deur Suster Paula Hes en Suster Samuel Prins. Die gemeente se voorbidding word dan ook verder gevra vir die leraarskonferensie wat vanaf 24 tot 26 Februarie te George sal plaasvind.
en ons leraar sal die gemeente daar verteenwoordig. Dan soos beloof, broers en susters, by 1 sal na afloop van die erediens sal ons dat koekies verkoop teen slegs R20 'n sakkie. Daar is 'n baie klein beperkte hoeveelheid koekies hoor, dis 'n first come first serve basis. Ons sal daar by die kerkkantoor sal ons graag ontmoet met die R20. Asseblief albei is nog baie veilig, né? Nog geen opskuld. Dan broers en susters, die brigade hou op 7 Maart in Mini Bazaar om 8 voormiddag en dan hulle ontbyt is teen R50 beskikbaar en jy kan die kaartjies verkry by Kaptein Teresa se leer. Die volgende items gaan dan tydens die Mini Bazaar verkoop word. Gemmelbier, ontbyt is 'n vrugte en groente tafel, braai, brode en pannekoeke. Daar sal ook 'n kaas wees, kolwyntjies en donuts, puddingtafel. So daar sal 'n verskeidenheid van produkte wees. Die waar ons brigade benodig, is een van die organisasies wat baie fondse benodig om hulle die gang te hou. En daarom versoek ons die gemeente om daardie dag 7de Maart, daar moet dit asseblief om in groot getalle op te draag en ons brigade te ondersteun. Die volgende algehele en sieke voorbindings word gevra. Al ons bejaardes van ons gemeente en ons gemeenskap. Dink aan persone soos die Raaitjie Beekman en Lietjie Fortson, by 1 wat aansteek by die huis. Broers soos die Erasmus wat aansteek by die huis met 15. Soos Sarah Baartman by 9. Dan dink ons op besonders aan broer en suster Hendriks, wat gister dan ook suster Caroline se moeder te bedaarsdorp te gestig het. En dan besonders vra ons ook die voorbinding vir broer David Rousseau in 14. Dis dan die blommebeet van week 17. Die verjaarsdag word gehanteer deur die vrouediens. En indien die volgende susters in die erediens is, soos Christina en Sanika Korting, word u net versoek om na afloop van die erediens net by broer Burton Abrams aangemeld. Geliefdes, dis dan die gemeente se afkondigings vir die Here geseën toe ons gemeente en al ons werksaamhede. Die vrouediens. Goeiemôre almal. Graag meneer ons as die vrouediens of wat enige een is wat vandag verjaar of die afgelope week verjaar dan na staan asseblief. Net goedheid en troue liefde saam met God, al die dag van my lewe en ek sal gerig hier na die huis van my Here tot in ewigheid. Nogmaals baie geluk. Kan die vrouediens net ons verjaar asseblief?
Christus, hartlike goeiemôre aan elkeen. Geliefdes, is nou nie eens my skuldig, ek wil nie vanoggend vir u kon groet nie, ek wil gehoorsaam wees aan die kerkraad, so nie vir my kwaad wees nie, kom ons groet maar weer goeiemôre broers en susters. Het is so lekker om vanoggend in die huis van die Here te kan wees, saam die naam van die Here groot te kan kom maak, en ook vanoggend saam met mekaar gemeenskap te kan hê in die dienswoordigheid van die Here. As kind van die Here dink ek, 'n Sondag behoort een van ons hoogtepunte te wees op ons kalender. Van hier oefen ons vir die hiernamaals. Ons oefen hier hoe dit gaan wees om die Here dag en nag te dien en voor die grootheid van God te buig. So baie welkom geliefdes, is lekker om paar te sien. Die ek nou lanklaas gesien het. Ek was nog 'n bietjie weg gewees. Dit was lekker om van julle ook allemaal vanoggend hier te sien. Welkom ook aan ons oralis, Suster Madeleine, lekker om jou weer terug in die dorp te hê. Welkom aan die aanbied van geliefdes. Broers en susters, ons is hier op Sondag saam om die Here te vereer, om sy naam te loof en om te prys. Kom ons word dat stil en nooi sy teenwoordigheid ook vanoggend hierin. Ons is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Wie kan staan op die berg van die Here? Ja, hulle met skoon harte en skoon hande, wie die grootheid van God ken en die almag van hom besit. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en Here Jesus Christus sy Seun, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan saam en dan antwoord ons op die seënvloed van die Here en ons sing met mekaar saam Gesang 342, Gesang 342. Op Sondag kom ons saam om Jesus te vereer. Ons loof en prys sy groote naam. Hy is die Heer. Op hierdie dag het God hom uit die graf opgewek. Dit is sy dag. Kom ons staan saam en ons sing dan al 4 verse tot eer van die Here. Oh,
ook om die Here te kom dien, net soos ons om dien met ons lofsange, net soos ons om dien met ons gebede, net soos ons om dien met getuienisse, kry ons ook 'n geleentheid vanoggend om die Here te kom loof en te kom prys met ons offerandes en ons kollegtes. Gebruik van die kerk is dat die lof en aanbidding sal vir ons lei met 'n paar koortjies, terwyl die jagers dan weer opkom om dan die offerandes op te leef. Geliefdes, ons moet ook dan net vir u noem en dit onder die aandag bring dat die kerkraad ook 'n besluit geneem het by 'n kerkraadsvergadering op die 13de Vrydag was, dat ons vanaf die 1 Maart, gaan ons dan ook nou die jagers toelaat om dan nou die kollekte tydens die erediens te tel. So as u dan nog van die 1 Maart af sien dat die jagers met die dankofferkis uitgaan, moenie worry nie, hulle het op die webhuis nie, en dan gaan hulle die konsistorie die dankoffers stel, om dan ook so insigtigheid en bespoediging van die offers te bewerkstellig. So dit sal vanaf die 1 Maart sal dit geskied. Maar voortaan gaan ons op ons ou praktyk, geliefdes, om ons sig tot eer van die Here, terwyl ons dan ook ons harte en dankbaarheid voor die Here uitgee deur ons offerandes en kollektes. Oh
dankie vir die gawes, so Raymond in elk gebied. Dankie Here dat ons in hierdie week ons gawes kon gebruik het om te arbeid, maar so ook 'n gedeelte daarvan tot U te kan bring. Ons bid vanoggend Here, U hierdie offers sal seën, maar so ook ons lewe Here. Ek wil hierdie offers kon gebruik vir uitbreiding van U koninkryk op aarde. Amen. Baie dankie, liewe broers en susters, geliefdes. Ons gaan ons gereed kry vir die diens van die woord en daarom gaan ons ook vra vir die kerkkoor om dan vir ons te bedien met sang en dan net na die kerkkoor sal hulle die Arendse na vore kom om ons te bid om die woord van die Here. Kom ons luister na die kerkkoor wat vir ons sing en daarna is ons gereed om te luister na die woord van die Here. Baie dankie aan die kerkkoor, kom ons word stil en dan sal die Arendse ons toewacht ons bid om die woord van die Here. Dis ook aan my God en Vader Jesus die hier kom sê vir baie dankie vir die besondere voorreg wat ons vanmôre diens het om na die huis te kan opkom. En ons besef vanmôre dat U genade, liefde vir ons as sondige mense onbeskryflik groot is. Here, ons het die voorpunt om na die woord te luister, wil U die lees daarvan kom sien, wil U die oordenking daarvan kom sien. En vir hom wat U die woord sal breek en sal bedien in die gebed, wil ek 'n bloedlaag maak om die kansel te hoop. Dat kom saam die ons tong en die Here, waaroor die woord sal kom. Ek wil ook bid en vra Jesus dat U nou
ons sal ledig, Here, en ons sal vul met die Heilige Gees. En wanneer ons gevul is, Here, dat ons sal uitgaan en volgens die woord sal leef. As ek dit vra in Jesus naam. Amen. Baie dankie, Skuba, geliefdes, ons is in die boek van Efesiërs en Efesiërs hoofstuk 2 is ons nou nog altyd in. En ek wil graag, my broers en susters, met ons dan lees vanaf vers 4 tot en met vers 10 van die teks. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons ingebied. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dode en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die grootheid wat hy in Christus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover, liewe broers en susters, die voorlesing van God se heilige woord. As ek dan vanoggend met ons kan gesels aan die hand van ons voorgelese teks, dan wil ek praat rondom die tema lewend gemaak deur Christus. Lewend gemaak deur Christus. Nou so 2 weke terug op die 1 Februarie het ons met mekaar gepraat oor verse 1 tot en met verse 3 van hoofstuk 2, waar ons daaraan herinner was dat ons dood is vanweë ons sonde. Ons oortredinge het ons dood gemaak in die oë van Christus. En laasweek het Rudy Heiling vir ons daarin herinner dat ons nie meer lewe in hierdie dodelike staat nie, maar dat ons nou medeburgers is in die tempel van Christus. Maar die vraag wat ons nou vra is, hoe het ons gekom by daardie medeburgers in die tempel van Christus? Wat het gebeur in die lewe van die sondige mens, dat ons dan juist vanuit ons dodelike staat nou weer lewend is om burgers van Christus te wees? Van wat Paulus vir ons duidelik hieraan herinner, liewe broers en susters, in die eerste paar hoofstukke van Efesiërs, is dat ons ver van God af gestaan het. Of gesproken, jy weet ons laasweek herinner het, ons was vreemdelinge van God gewees, deurdat God het vir ons nie as te ware geken het nie. Ja, hy het vir ons geskape, hy het ons gemaak na sy ewenbeeld, maar steeds was hy nie bewus van ons gewees nie, omdat ons dood in ons sonde was. En een van die teoloë wat praat oor hierdie teks sê vir ons was as te ware geraamtes gewees van ons dodelike staat. Engelse teks sê, we were corpse in our deadly state. Met ander woorde, ons was net beelderig gewees van wie hierdie sondige natuur wat ons dood gemaak het. Maar, sê verse 4, Christus het vir ons lewend kom maak uit hierdie dodelike staat. Die feit dat ons broers en susters vandag lewe, sê die apostel Paulus hier in vers 4, is vanweë God se groot genade wat hy vir ons het deur Jesus Christus. So die feit dat ons lewe vandag is vanweë Christus Jesus. Hierdie asem wat ons het in ons respiratoriese stelsel van ons liggame kom nie van ons self af. Ek sê Paulus, hierdie feit dat ons broers en susters ons ledemate kan beweeg, kan gebruik,
weer die grootheid van God. God het ons so lief gehad, sê die Bybel, liewe broers en susters, dat hy nie kon toelaat dat ons daar lê in die dood om vir ewig te vergaan nie. God se liefde was vir ons so diep geweest, dat hy nie kon sien dat hierdie mens wat hy in sy eeuwigheid geskep het, hierdie mens wat hy gemaak het in Genesis om saam met hom die aarde te bewoon, hierdie mens met wie God gemeenskap wou hê, en met sy lofsange hy wou woon, hy kon nie toelaat dat hierdie mens dood bly nie. Griekse teks sê, broers en susters, God het ons tot in sy herms liefgehad. Dis wat die Bybel eintlik hier praat van, wanneer hy sê, maar God het ons innig liefgehad. Nou jy weet ons normaal voel het herm wat pyn. Dit lyk so jy kan krul op die bed van jy daai pyn, jy voel hom met diepe intensiteit. Dit lyk as te ware asof jy skottelskol wat trane kan hê. Die Bybel sê, God het ons so lief gehad, dat hy dit in sy binneste gevoel het om ons weer lewend te kom maak. Niks uit ons self uit nie, niks wat ons bygedra het tot hierdie lewendmaking van ons as mens hier op aarde nie. Nee, vanweë God se liefde deur Jesus Christus. Kom ons luister wat sê die teks verder, liewe broers en susters. Ja, in Christus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Met ander woorde, Jesus Christus neem die verantwoordelikheid op homself om die doderyk in te gaan, die doderyk te gaan betree en daar, broers en susters, soos wat die evangelie vir ons sê, daar met die bande van die dood geveg aan te gaan voer, deurdat hy sy genade juist daar in die dood vir ons kom skenk. So in die eerste plek, wat hierdie teks vir ons leer en wil kommunikeer, dat ons is lewend gemaak deur die genade van God. Niemand van ons kan roem op hierdie redding wat ons vandag ervaar en beleef nie. Niemand van ons, broers en susters, kan daarop trots wees, dat ons vir onsself sê, die verlossing wat ons vandag ervaar en beleef, kom weer van ons eie verdienste nie. Dit kom weer van wie ons is, waar vandaan ons kom en wat ons in die lewe het nie. Nee, ons kan nie so argumenteer soos die Jode in hierdie teks nie. Maar Paulus, liewe broers en susters, skryf dan juist hierdie paar verse in hoofstuk 2 om die Jode te korrigeer deur te sê, dit wie jy is, maak jou nie lewend in Christus nie. Dit wat jy doen, maak jou nie lewend in Christus nie. In feite, nie eers dit wat jy het, maak jou lewend in Christus nie. Die blote feit dat jy lewe en die voorreg het om hier vanoggend te kan sit, is vanweë die genade van Christus Jesus. En nou, liewe broers en susters, ons kom dit nie toe nie. Ons kom dit nie toe nie, want ons is sondige mense met sondige nature. Maar Christus in sy ryk genade, broers en susters, oorskadu al ons tekortkominge, oorskadu al ons leemtes, oorskadu alles dit wat in ons lewe ontbreek, sodat ons volmaak en gevul mag staan in die aangesig van Christus. So toe ons daar dood lê in ons sonde, as te ware gevreed is van weer die vyand en al sy magte, en ons gelaat word as daar, as 'n gedaante in ons doderyk, sê die Bybel, kom Christus en hy sit weer lewe aan ons. Christus kom en hy trek weer 'n vel oor ons. Christus kom en hy blaas weer asem in ons, sodat ons vanuit genade mag kan lewe. En liewe broers en susters, wanneer ons dit verstaan, dan sal ons besef hoe begenadig ons in die aangesig
van die Here is. Want toe ons daar lê vir die dood en niemand hoop het vir ons nie. Toe ons afgeskryf word aan ons verkeerdhede, toe mense hulle rug op ons draai van die ons verlede en waarvandaan ons kom en waar ons is, was dit hierdie Christus en sy genade wat vir ons lewe kom maak het. En wat 'n voorreg om so begenadig deur Christus ook te kan mag wees. So ongeag wat mense van my sê, ek lewe vanuit die genade van Christus. Ongeag wat mense van my dink, dis nie jou opinie wat my lewe gemaak het nie. Ek lewe van die Christus Jesus se genade. Ongeag hoe die wêreld my ook al mag uitken en wat die etikette hulle ook nie oor my mag plaas. Ek lewe van die Christus Jesus se genade. En broers en susters, dis 'n besonderse voorreg. Want alles dit wat ons besit, alles dit wat in ons is eintlik wat Jesus Christus aan ons gee vanuit sy genade. Maar Paulus stop nie net daar nie, broers en susters. Hy gaan verder hier vanaf verse 7 tot en met verse 10 en nou as te ware wil Paulus illustreer hoekom ons hier lewe gemaak is. Hoekom Christus dit goed geag het om ons uit ons dodelike staat weer op te kan wek. Luister wat sê hy vanaf verse 7 tot en met verse 10. Sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus aan ons bewys het. Verse 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Die redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Vers 9. Dit kom nie uit julle eie verdienste nie. Daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Verse 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe aan die goeie dade om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God maak ons lewend in Jesus Christus deur die grootheid van sy genade, juis vir hierdie doel, sê die apostel Paulus, sodat ons, broers en susters, ons lewe kan wy aan elke goeie daad waarvoor God vir ons bestem het. Die blote feit dat Jesus Christus, broers en susters, elkeen van ons begenadig was deur vir ons lewe te maak, was nie maar net sommer per toeval gewees het. Christus Jesus se genade word nie op ons lewe ryklik vermenigvuldig sodat ons 'n nuttelose lewe hier op aarde moet lei nie. Nee, ons ontvang genade omdat ons bestem is vir die goeie werke waartoe Christus vir ons bestem het. Broers en susters, ons redding kom nie van ons goeie werke nie. Inteendeel, ons redding, broers en susters, lei ons om goeie werke te gaan verrig. So ons kan nie beklemtoon dat ons redding kom van dit wat ons vir mense of vir God hier op aarde doen nie. Omdat ek 'n goeie mens is, nou moet ek die redding van God verdien nie. Omdat ek 'n goeie mens is, verdien ek om in die voorgestoeltes van die kerk te sit nie. Omdat ek 'n goeie mens is, verdien ek om die hoogste rang binne die konteks van die kerk te dra nie. Nee, ons redding word nie gebaseer op dit wat ons doen of nie doen nie. Dit word eintlik omgedraai, sê die apostel Paulus, omdat ons dan nou lewend gemaak is vanuit die genade van Christus, word ons bestem om goeie werke te gaan verrig. Ek wonder of jy al ooit gewonder het, as jy nou by KFC staan om 'n voortrekkersstraat, net en jy koop nou die lekker tenkies of berg of sommer net 'n eenvoudige streetwise toe. En dan kom jy klok die langs die kar en dan vra hulle vir 'n 3 rand of
vra ook vir iets om te eet. En jy klaar vir jouself gesê, jy gee vir niemand niks. Die kinders in skool toe gaan, hulle moet gaan werk. Jy sommer verbitter, net oor die feit dat hulle kom staan in jou kar. Maar dan toch die binne in jou is daar iets sag, wat kreeg vir die toestand van hierdie kinders. En dan krijg jy maar, jy het die eindelijk daar in die kar, jy soek ook nie die esserie op haar, waar die kaphondes is, vir iets om vir hulle te gee. Want die sê, broers en sisters, dis waar ons bestem is. Dis hoekom ons altyd met hierdie goeie natuur, te midde van ons geharde aarding en voorkoms, ons altyd hierdie goeie natuur die voor ons het. Soos jy daar kom vraag vir brood, dat sê jy, nee maar ek kom vraag, ek niks is op jy sê, maar wacht dat ek maar gaan kyk wat is toch wat vir julle. Want dis waartoe ons bestem is. Ons lewensmatig het gekom met hierdie voorwaarde en met hierdie kondisie, sodat wat julle nou hier vandaan vorentoe gaan doen, nie meer gekenmerk word aan die sondige natuur wat julle oorheen gekenmerk het nie. Julle lewe gaan nie nou meer gekenmerk word deur die oortredinge wat in kontras staan met die goedheid van God nie. Nee, omdat ons nou weer lewend gemaak is vanweer die genade van Christus Jesus, lewe Christus ook met sy goedheid in die lewe. So, omdat ons lewend gemaak is in Christus Jesus, moet ons juist daartoe strewe om in alle tye goeie werke vir God hier op aarde te probeer verrig. Ongeag hoe gering of klein dit ook al in die oë van die mens mag wees. Jy is lewend gemaak om 'n verskil in iemand anders se lewe te gaan maak. Jy is lewend gemaak om die goeie werke van Christus sigbaar te maak in die wêreld daar buitekant. Jy is lewend gemaak om 'n ander alternatief as die duisternis van die wêreld na vore te kom bring. Daarom skryf die apostel Paulus van hierdie rykdom van God se genade. Omdat die apostel Paulus bewus is van hierdie groot en vermenigvuldiging van God se genade oor sy lewe, skryf Paulus weer te sê, ek as Paulus kan nie meer lewe nie. Dis eintlik Christus wat hier binne in my lewe. Want toe ek lewe, het ek my gelei tot die ewige verderf van die dood. Maar Christus Jesus maak my weer lewe, sodat ek op weg kan wees vir hierdie goeie werke waartoe hy vir my bestem. So aan doen ons ook goeie goed vir die Here, kan ons nie eens moet self daarin roep nie. Al maak ons ook groot verskille by die konteks waarin ons ook nederig leef, want dit is Christus wat deur ons werk vir dit waartoe ons bestem is. En jy sien, broers en susters, wanneer ons vanuit hierdie genade leef, tot hierdie goeie werke waartoe Christus vir ons bestem is, dan sê Paulus, is ons medeburgers van God hier op aarde. Want ons lewe nie meer volgens ons eie wil. Ons lewe nie meer volgens ons eie plan en ons eie bloeddruk nie. Nee, ons lewe volgens ons roepingdoel waartoe Christus vir ons weer lewend gemaak het. Gebed van my hart is, broers en susters, dat ons ook van hierdie roeping sal bly lewe. Dat ons altyd hierdie rykdom van God se genade voor ons oë mag hê, sodat ons lewens daarvolgens bestuur mag word. Want hoe minder ons in die lewe word, hoe meer word Christus sigbaar en hoe meer sien mense sy goeie werke in en deur ons lewe. Amen. Here, ons dankie vir die wyse waarop U ook nog in U woord aan ons kom kommunikeer het. Dankie, Here, vir U onuitwisbare liefde wat U vir ons kinders het. Baie dankie, Here, vir die diepte van U omgee en die grootheid, Here, wat U van Marke gelief wat met geen ding in hierdie aarde vergelyk kan word nie. Dankie, Here, dat U ons begenadig aanskou en dat U ons elkeen lewend maak van ons sondige dood,
sodat ons ook deel kan hê aan die goeie werke wat U besig is om te doen hier op aarde. Skenk Here aan ons die waag, skenk aan ons Here die vermoë, om ook vanuit ons Here unieke in ons nederigheid bydra te lewer tot hierdie goeie werke wat U ook op die aarde wil verrig. As ons dit bid, met soveel afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Kom ons in geleerde die broeders en susters vir die kerkkoor, om dan ook vir ons weer te bedien met wat lief, waar ons dan ook begin te gee met die jaartens, om dan vir ons die tafel van die Here voor te berei. Liewe gemeente, broeders en susters in die Here Jesus Christus. Voordat ons by die nagmaal kom aansit, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here moet ondersoek. Voordat ons van die brood eet en die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself kan bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes, want daar is sondes wat ons met ons gedagtes, met woorde en selfs ook met dade oortree het. Daar is ook sondes wat ons versuim het en wat ons nagelaat het om die opdragte van die Here aan ons uit te voer. Laat ons dan nou hier opreg voor die aangesig van God onsself verootmoedig en laat ons dan ook vasstel op ons nog vanuit die geloof lewe. En laat ons ook met diepe verootmoediging elkeen van ons oortredinge, ons sondes wat ons bewustelik en onbewustelik gepleeg het, voor die Here mag bring, sodat ons die volle seën, die volle opvang van hierdie tafel
ook so met ons lewe kan geniet. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Mag die almagtige en barmhartige God, Vader van ons Here Jesus Christus, deur sy Heilige Gees, ons ook daartoe help om ernstig te streef, sodat ons ook opregte en getroue lewe vir hom hier op aarde leef. Amen. Liewe gemeente, kom ons staan dan met mekaar saam. Ons bly dan ook vanoggend ons apostoliese geloof deur vanoggend saam die volgende woorde te spreek. Ek glo in die Vader, skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, die enige Seun, ons Here, van ons van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, dat gelei door Pontius Pilatus, Christus gestorven en begraven is, die derde dag opgestaan, maar die derde dag weer opgestaan in die hemel, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand, ja, machtige Vader, van waar is wat onmogelijk, die welke de Heer dat is gezegd. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige Algemene Christelijkheid, de gemeenschap van heiligen, de vergeving van zondes, de welstand van het vlees, en in de eeuwige leven. Amen. Liewe gemeente, die apostel Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 11 vanaf vers 23 tot en met vers 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus Christus het in die nag wat hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook na die maaltyd het hy die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat met my verseël is. Gebruik dit elke keer as jy daarin drink tot my gedagtenis. Want elke keer as jy van hierdie brood eet en in hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here Jesus tot wanneer hy weer kom. Die nagmaal is vir ons 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. En as verbondsmaaltyd het dit vir ons 'n paar betekenisse in, maar vanoggend wil ons hier stil staan by hierdie een. Die nagmaal is vir ons 'n gemeenskap met die lewende Heer, maar ook met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons ook om in gemeenskap met die Here te lewe. Deur sy Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenswoordig. Verder word ons ook deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saamverbind. Soos die apostel sê in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 17, omdat dit een brood is ons alles ons beide saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood wat ons saambind. Wanneer ons broers en susters vanoggend die nagmaal hier herdenk en daarin deelneem, kom ons word herinner dat ons lewend gemaak is deur die genade van Christus en dat ons saam met hom ook lewe. Sy gemeente gee vir die diakens om dan vir ons tekens aan die uit te deel en dan sal die lof en aanbidding dan vir ons 'n paar toegewyde oortjies begelei. Enige van u wat gaan deelneem aan die sap, kan dan ook net die hande so ophou en dan sal ons dan weet waar jy vir u te bedien. Lof en aanbidding sal vir ons lei terwyl die diakens dan kom om te bid.
ons staan die teken van die saak. Here, dankie dat ons ook mag weet alhoewel daar so baie dinge in die wêreld verander. So baie dinge in die wêreld, Here, toegee, onderdruk en vereenvoudig. As dit die liefde van Jesus Christus, die grootheid van sy genade wat konstant bly, en Here wat nooit verander nie. Dankie vir die bloed van Jesus Christus wat ons vanoggend kan sing, wat nooit sy krag verloor nie. Ja, hierdie bloed wat tot op die hoogste berg te vergaan, maar tot die donkerste van leer bereik. Die bloed, Here, wat elke situasie, Here, kan verander. Wanneer ons, Here, vanoggend stil is en tekens, Here, wat dit symboliseer vanoggend, is die gebed van ons hart, dat Here hierdie bloed wat lewens verander, hierdie bloed wat vernuwing bereikstelling, ook so in ons lewe 'n transformasie sal bewerkstellig. Vanoggend sit ons hier, Here, met diepe behoeftes. Sit vanoggend hier, Here, met diepe bekommernisse. Daar is vanoggend geliefdes, Here, wat terminaal siek is aan beddens oor wie ons bekommerd is. Raak U vanoggend vir hulle aan met hierdie bloed. Here, hier is vanoggend gesinne wie, Here, bekommerd is oor kinders wie vanoggend nie teruggekeer het huis toe. Beskerm U vanoggend vir hulle. Hier is vanoggend, Here, mamas en papas wat besorg is oor hoe hulle hierdie week uit gaan kom, want daar is groot leemtes en daar is groot gebrek. Wil U vanoggend in die grootheid kom voorsien. Maar wil U ook toelaat, ons God en Vader, dat ons die goedheid aanskou, te midde van dit wat ons in die lewe ontbreek. Mag ons altyd oorweldig word met die groot genade, groot liefde, wat Here ook vir ons sigbaar word
by die tafel van die Here. Liewe gemeente, die brood wat ons breek, die gemeenskap met die liggaam van ons Jesus Christus, neem, eet, dink dan aan die geloof, dat sy liggaam gebreek is vir die volkome versoening vir al ons sondes. Kom ons eet tot gedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die kosbare bloed van ons Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan die geloof, dat sy kosbare bloed gegee is, dat die volkome versoening vir al ons sondes. Kom ons drink tot gedagtenis. Kom dan saam na Golgotha. Kyk hoe ek die kruis moet dra. Hoe ek hang daar vir jou. Hoe oor my die hemel hou. Ondersoek jou siel of jy ooit in liefde dank aan my. Here, jy het gekom om in ons plek te kom staan. Ons as sondaars, vrygekoopte mense. Dankie dat ons vanoggend aan die tafel kan kom aansit. Vanmorgen ons herinner dat hy opgestaan het en dat hy leef. Dankie vir die kostbare bloed wat hy gestort het. Dat ons vanoggend uit sal staan. As vrygekoopte siele. Dankie vir die tafel hier wat ons kan aansit. Dat ons vanoggend kan sien. Praat op vanmorgen met ons dat ons minder sal doen. En die meer ons Jesus naam. Amen. Ons sê baie dankie vir Maurice, geliefdes. Ons sê amper aan die einde van ons lees gekom.
Ons gaan met mekaar saam sing en stil gesang, Gesang 3 en 6, terwyl ons dan ook van die tafel van die Here afwet verdien, kom ons staan saam en dan sing ons laaste Gesang 3 en 6. As Jesus my pad deur die wêreld verlig, maar Satan my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, wat er nog my oorleef. Hy is Heer van die siel. Kom ons sing te Here. Wyksbetuur gaan hê nie, maar gemeente bedien omdat dit as Woensdag is, so ons sal op 7 Woensdag aan in die kerk wees en dan is ek ook op 10 vir u by ons. Kom ons ontvang die seën en ons gaan dan ook sit vrede. Liewe gemeente, die Here is voor jou om vir jou die pad gerig te maak. Die Here is langs aan jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om te jou mag dra wanneer jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo jou om jou te seën, maar die Here is ook in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die genade van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, is van nou af tot in alle ewigheid ook saam met jou. Amen. Die Here seën julle alkeen in jou dood.
my broer man, baie dankie.